Nou ja, hartlike goeie naand geliefdes. Nou dit is daarom nie vreemd om mense op 'n Woensdag aand hier te sien nie, want gewoonlik het ons daar 'n Bybelstudie, maar ek kan daarom met eerlikheid sê ons is baie meer vanaand as wat ons gewoonlik op 'n Woensdag aand is. En daarom wil ek sommer dadelik vir julle ook baie dankie sê wat hierdie reeks bygewoon het, wat kom luister het na die woord van die Here, wat ook die tyd uitgekoop het, en ek bid regtig dat hierdie nie net nog 'n Pinkster sou wees nie, maar dat dit regtig vir julle diepte en wysheid, kennis in julle geestelike mondering gesit het, sodat julle regtig daaruit kan groei. So my gebed vanaand is vir julle wat hier is, dat julle sal verander. Verander positief, geestelik, meer en meer geestelik. En jy weet dit hang van jou af. Die Here wil jy. So baie dankie vir julle wat dit bygewoon het, en dan wil ek ook net weer eens dankie sê vir die wat die sop en die broodjies gebring het en so aan. Ek weet nou nie altyd eintlik, is so lekker, ek weet nie eintlik van die reëlings nie. Ek vra dalk eens op 'n Charlotte, jong, is dit gereël vanaand? Ja, dit is gereël, maar ek weet nie altyd wie en so aan nie. Maar dankie vir die wat die brood gebring het, en ek wil tog net, mag ek maar net vir hom Andreu ook dankie sê, vir die sop wat hy gemaak het, wat hy voel ek het hom oorgeslaan, so, ja, ek speel dit. Nee, dankie om Andreu, hoor. So, ek sien hom so langs al in die gesin, dis hy Cayenne ook, ja, die Cayenne wat hy saam gebring het. Ja, en ook dan vanaand vir Erika en dan vir Charlotte en Dirk, ons weet hy het ook gehelp daar. So nee, baie dankie vir julle. Ek dink die sop elke aand was lekker geweest. Ek het so 'n skeppie van elkeen geproe. Ja, wat ons kan maar 'n sop kompetisie hou. Ons kan die hele dorp gaan aanvat. Ons sal hulle 'n ding of twee kan wys. En dan net die laaste wat ek wil noem is maar net of die tweede laaste wat ek wil noem is net onthou die boeke, as julle boeke geneem het, julle is welkom, betaal dit in die kerk se rekening ook in, sit maar net daar iets soos Pinkster of boeke of iets, dan weet ons ten minste waar moet ons dit allokeer. So ek glo dit gaan ook vir julle help. En as julle 'n boekie daar geneem het, lees hom. Help jy weet hom net daar en hy lê net daar nie. So gaan lees hom gerus en bo alles lees die Bybel meer as enige iets anders te. En dan die laaste, as ek nou 'n platinum sertifikaat hier gehad het, dan sou ek dit nou vir Boede en Nico gegee het. Want ek weet hy verdien dit. So nee, baie geluk met julle huweliksuitdenking vandag. Ons is dankbaar dat julle hier is met julle huweliksuitdenking. En ja, mag julle nog baie jare saam wees. Ons weet dit is maar nou nog eers 1 jaar wat julle saam is. Maar ja, ek speel dit. Ja, julle is, hoe lank? 14? Hoeveel jaar is julle nou? 14, alright. So nee, baie geluk aan julle en mag die Here julle nog wonderlik deurdra. Goed, kom ons sit net so dan met ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat U ons hier gebring het. Ja, ons sê dankie vir elkeen wat gewillig en gehoorsaam was om te kom. Maar ons weet, was dit nie vir U nie, was nie een van ons hier vanaand. Dankie. Dankie dat U in ons harte werk, dankie dat U ons nie net los nie, maar dat U nog belangstel in ons. En ook bo alles, dankie vir hierdie wonderlike samesyn. En ek sien so as ek hier aankom, die glimlagte. Ek kan sien daar is 'n lekker goeie skouerskuur met mekaar. En ons waardeer dit, Here. Dankie dat U so met ons werk om daardie bande styf te hou hier as gemeente saam. En so kom bid ons dan vanaand vir hierdie laaste boodskap van die Pinkster van 2025. Ons kom bid, o Heilige Gees, dat U ons sal deurdra met hierdie boodskap, maar bo alles, as ons hier uitstap vanaand, dat ons in 'n oorwinnende lewe sal leef. Ons kom bid, kom seën ons asseblief met die aanhoor van U woord, en ook wanneer ons dit gaan oordink, ons kom bid en vra dat U daardeur verheerlik sal word. Ons gee nou oor aan U en ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.
Kom ons staan, dis in ons gesang 40, U goedheid Heer kan ons nie pyl nie. Baie dankie geliefdes. Nou, julle weet nou al teen hierdie tyd, ons is besig en ons maak dan vanaand klaar met hierdie reeks oor Egipte na Kanaan. En wie weet, ons weet nie, daar is nog baie tussenboodskappe, dalk kom daar nog in die Sondag wat kom dalk iets nog verder daaruit as die Here ons so sou lei. Egipte tot Kanaan. En ek wil vanaand vir julle sê, weet, daar's baie mense wat wonder, hoekom het ons die Ou Testament en hoekom lees ons van die wette, hoekom lees ons van die volk en daar hoe hulle uit Egipte uit is en in woestyn en nou kom sê die Here vir ons baie duidelik hoekom. 1 Korintiërs 10 vers 11 wat sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. So dit is vir ons hier in 2025 dat ek en u daaruit kan leer. En ons het gesê baie duidelik dat elke mens op hierdie aarde wat gebore word gebore in Egipte en daar is net een slawe drywer en dit is die Satan homself. Ja, ek herhaal die dinge aan julle want dit gee julle sekerheid, dit gee vir julle vastigheid. En ons kan nie daar bly nie, jy kan nie daar in 'n verhouding met die Here kom nie. Ons is nie gemaak om in Egipte te bly nie. Ons is gemaak om uit te gaan uit Egipte uit en al hoe ons kan uitkom is net deur een moontlikheid en dit is die kruis van Jesus Christus. En ek het hom spesifiek so gesit want dit is daar die brug vanuit Egipte tot in die woestyn. Van die dood na die lewe. Ja, daar is daarom lewe in die woestyn. So, dit is die kruis wat vir ons die brug is. En ons het gesê dat die mense wat hier in die woestyn is daar die tipiese Christene wat eintlik nie vrug dra nie. Hulle lyk maar so of hulle sê hulle is Christene, maar die enigste lewe wat hulle het is net daar 'n bietjie groenigheid om te sê dankie tog, ek gaan hemel toe. Maar verder kan 'n mens nie sien nie. Kyk, as 'n mens na daai mense kyk, dan lyk hulle of hulle die duiwel homself is. En dan is daar 'n tweede fase waarin ons moet beweeg en ons het gisteraan daarna gekyk die Jordaan ondervinding, die tweede genadewerk. Weereens word moontlik gemaak deur die kruis van Jesus, deur Golgotha, deur sy bloed kan ek en u vervul word met die Heilige Gees van God en ons kan dan in die beloofde land ingaan, die land wat oorloop van melk en honing en ons kan dit ook noem die oorwinnende lewe. En ek hoop nou van harte dat u wat vanaand hier sit het nou al geluister en hierdie boodskappe en regtig die Here gaan soek. Ek hoop u kan vanaand hier sit en sê, ek is vanaand, is ek daar deur die Jordaan, ek het gisteraand die Here of vandag die Here gaan soek en ek het in besonder dit gebid van die Here, Here, kom vervul my met u Gees. En ek hoop daar's 'n sondebelydenis gedoen, 'n hartsreiniging, dit wat ons gisteraand gedeel het. Nou as jy vanaand hier sit, en jy sê, ek het dit gedoen,
dan is die Kanaans lewe vir jou. En dit is waaroor ek vanaand dan ook met u wil praat. En ek nooi dan om die woord van die Here saam met my oop te maak en dit in Josua hoofstuk 5. Ons gaan daar die 15 verse saam lees van Josua hoofstuk 5. Josua, 'n merkwaardige man wat die opvolger was van Moses en hoe dat die Here hom ook wonderlik en kragtig gebruik het. Nou terwyl julle daarin blaai, ek kan vanaand se boodskap net opsom en julle gaan sommer sien daar in vers 1, gaan ons dit ook baie duidelik sien, maar ek wil dit opsom deur te sê, luister, jy moet anders lewe. Anders as jou familie, anders as jou werkskollegas, anders as jou vriende, anders as ander mense. Dis die persoon wat in Kanaan is, wat in oorwinnende lewe. Sonde hou nie van daai persoon nie, en daai persoon hou ook nie van sonde nie. So dit is daardie persoon wat anders lewe. Josua 5 vers 1. En toe al die konings van die Amorite wat aan die ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Nou, ek gaan nou nie vanaand oor praat nie, maar baie mense wonder dalk, nou, hoe kan jy 'n tweede keer besny word? Nee, onthou, daar is nou baie nuwelinge wat gebore is, wat nog nooit besny is nie. Verstaan, ons het ons gesê, daar is maar enkelinge van die oorspronklike mense wat nou hier in die land Kanaan ingaan. So dis hoekom hulle sê hulle met die volk 'n tweede keer besny. So daar was nuwelinge daar gewees. Vers 3 sê, toe het Josua vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorheide. En dit is die rede dat Josua hulle besny het, die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne het op die pad in die woestyn gesterwe op hulle trek uit Egipte. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede, maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het, die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie, vir wie die Here gesweer het dat hy hulle die land nie sou laat sien wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee nie. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Maar in hulle plek het hy hul seuns gestel. Die het Josua besny, want hulle was onbesnede omdat hulle op pad nie besny is nie. En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laar gebly totdat hulle gesond was. Toe het die Here vir Josua gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel. Daarom het hulle die plek Gilgal genoem tot vandag toe. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jerigo. En hulle het die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet, ongesuurde brode en gebraaide koring daardie selfde dag. En die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie. Maar hulle het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie jaar. En terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee,
Maar ek is die leerowerste van die Here, ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Toe sê die leerowerste van die Here vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Joshua het so gedoen. Wie is daar die leerowerste? Was dit 'n engel? Dan sou daar die engel gesê het, nee, moenie my aanbid nie, want ek is nie God nie. Wie is daar die leerowerste? Jesus. Ja, Jesus was ook in die Ou Testament daar gewees. Jesus self. Luister, ek hou hoendervleis as ek daaraan dink. En as jy vanaand hier uitstap met een gedagte, dan is dit net dit. Wanneer jy daar op hierdie plek is waar die Here jou wil hê, hy wil jou in Kanaan hê. En ons gaan nou so vlugtig daarna kyk, dan het jy die besondere teenwoordigheid van Jesus in jou lewe. Is dit nie meer as genoeg nie? So ek wil vanaand met julle praat oor die lewe in Kanaan. Ons kan ook sê die oorwinnende lewe. En as jy nou vanaand hier gekom het en jy dalk nog gehoor toe ek nou Sondag praat van die oorwinnende lewe, het jy dalk gedink, joh, dankie tog. Nou gaan ek nooit weer val in my lewe nie, of ek gaan nooit weer moeilike omstandighede kry nie, dan maak jy 'n fout. Dis nie waaroor die oorwinning gaan nie. Die oorwinnende lewe gaan oor Jesus is saam met jou in sy volheid. Dis waaroor dit gaan. Jesus is saam met jou in sy volheid. Gaan kyk maar die volk. Ek meen, kom ons gebruik gou 'n voorbeeld. Hier is Jericho, een van die sterkste weermagte in die Bybelse tyd. Hulle het 'n fort wat hulle het. Dit is 'n stad wat nog niemand ooit kon indring nie. En hierdie mense wat eintlik nie eens bekend was met oorlog maak nie, kom en hulle oorwin Jericho en jy weet hoe het hulle dit gedoen. Maar hoe het hulle daai oorwinning gekry? Oor daardie moeilike omstandighede, kom ons sê oor daardie uitdaging, die Here. Dis hoe hulle die oorwinning gekry het. Saam met die Here. Vers 1 sê, en toe al die konings van die Amorite wat aan die ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uitlaat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. Nou ek wil hierdie teksvers wil ek op ons vanaand toepas. Weet jy wat? As jy vanaand hier sit en jy sê jy het werklik die Here gisteraand gaan soek of vandag gaan soek en jy kan vanaand hier eerlik voor die Here sê jy is vervul met die Gees van God. Want jy kan dit mos kry, is mos vir almal, dis mos die wil van die Here. Ons het dit gisteraand gesien. As jy vanaand hier sit en jy sê jy is vervul met die Gees van God, dan wil ek vir jou sê, jy het daardie wonderlike oorwinning, maar hier's die ding. As ek daai teksvers kan toepas op u vanaand. Die Satan, as u nou wil hê die Satan moet so bietjie huiwerig wees om daar by jou te kom. Wees vervul met die Gees van God. Julle onthou die wat hier was by die huweliksseminaar. Nou die wat nie was, jy gaan dit ek wel vertel. Toe het ek gesê dat daar so 'n verhaal wat vertel word, net 'n illustrasie van Satan wat daar by 'n voordeur ingekom het en hy het gekom met die een doel om hierdie huis te verwoes. En soos wat hy daar inkom, toe hoor hy iets en hy kom daar by die slaapkamer en hy sien hier is 'n man en 'n vrou en daar lê 'n Bybel tussen hulle hou hand vas en hulle is besig om te bid. Toe die ou duiwel so saggies weer uitbeweeg. Nou ons weet die duiwel teiken ook juis die kinders van die Here. Ons weet hy teiken juis baie keer die geesvervulde mense. Maar hier is die ding. Hy is 'n bietjie huiwerig as dit kom by iemand wat totaal en al vervul is met die Gees van God. As daar die konings 2 keer begin dink het toe hulle hoor van wat daar gebeur het, en ek vir jou sê die bose gaan ook begin 2 keer dink in jou lewe as hulle hoor jy is vervul met die Gees van God. So belangrik
470 jaar voor hierdie wat ons vanaand hier lees, 470 jaar voor die tyd, gee die Here vir Abraham hierdie belofte, ek sal vir jou daardie land gee. En hier gebeur dit nou. 470 jaar later, en hier word hulle gebring by Gilgal. En luister, ek wil vanaand vir jou sê, en ek gaan ook aan die einde dit vinnig doen, die lewe in Kanaan, die oorwinningslewe, is nie 'n lewe van agteroor sit nie. Nee, daar was vir hulle oorloop wat hulle moes doen. Hulle moes verkenningswerk gaan doen. Hulle moes baie dinge gedoen het in die land Kanaan. Maar daar waar hulle gewandel het by die Here, het hulle oorwinning op oorwinning op oorwinning gekry. Vriende, hoe sal iemand lyk wat vandag uit Egipte is, en wat daar deur die woestyn gegaan het, en wat uiteindelik daar in die land Kanaan is? Kan dit net eenvoudig sê, so iemand sal anders lyk as 'n paar dae vroeër. Anders lyk. Hoekom sal ek sê hulle sal anders lyk? As u nou die hele verhaal gaan lees, is so kosbaar, dan sê die Here vir hulle, toe hulle nou hierdie altaar bou, hulle moet nou rivierklippe vat. Nie klippe wat daar lê nie, ek glo my daar is baie klippe gewees, maar die Here sê hulle moet rivierklippe gaan vat, en hulle moet dit gebruik om daar nou dit op mekaar te stapel as 'n altaar, as 'n gedenkteken dat dit die plek is waar hulle besny is, Gilgal. Hoekom rivierklippe? Want sien, wie ook al daar verby sou beweeg in die toekoms, gaan dadelik vassteek en sê, hier is iets anders. Hierdie klippe lyk nie soos die ander klippe nie. Hierdie klippe lyk anders as die ander klippe. En dis hoe jy moet wees. Jy moet daai rivierklip wees, en jy weet hoekom is 'n rivierklip so lekker glad. Hy is deur baie dinge gegaan. Hy is gespoel en geslaan en geskaaf en geskuur, en uiteindelik hier in die land Kanaan inbeweeg, en anders as die ander klippe. Anders as die ander klippe. En dit is wat die Here ook vir ons sê. Efesiërs 6 vers 10 sê die Here vir ons, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou daai teksvers wil ek eintlik opsom en net sê, jy moet verander. Word kragtig in die Here. Word verander deur die Here. En dan, wat gebeur dan? As jy vanaand die vervulling met die Heilige Gees van God het, dan gee die Here vir jou 'n belofte. En wat is daardie belofte? Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Jy kan in Kanaan inbeweeg, en jy kan in Kanaan die oorwinning kry. Die Here werk hier deur Paulus om dit te sê, maar ek sê, wandel deur die Gees. Al hoe jy deur die Gees kan wandel, is as jy vanaand hier kan sit en sê, ek is nie net gered nie, maar ek is vervul met die Gees van God. Dis al hoe jy kan wandel met die Gees van God. Nou goed, ons is nou maar mense, en ons wil ons baie keer kry, kyk wat kry ons uit 'n ding uit. Nou, nie dat ons nou, die Here wil nie hê ons moet dit doen om iets daaruit te kry nie, maar tog gee die Here vir ons iets terug. Dit is net so goed so die Here sê, ons moet hierdie mooi dinge in die lewe doen en ons sal beloon word daarvoor, nie waar nie? Ons doen dit nie om beloon te word nie, ons doen dit omdat ons God liefhet. Ons doen dit om die Here daardeur te eer, maar tog kom hy en hy sê, maar ek gaan vir julle iets gee, ek gaan vir julle loon gee. En net so as jy vanaand daardie opofferings in jou lewe maak, om vervul te word met die Gees van God, en jy gaan anders lewe, wat kry jy daaruit? Kom ons begin dadelik. Die eerste, vir 'n geesvervulde kind van God, daar is 'n herstel van God se standaard. Jy kan nie vanaand, as jy nie geesvervuld is, gaan jy nie aan God se standaard voldoen nie. Wat is God se standaard? God se standaard is, word gered en word heilig. Dis God se standaard. Nou baie is net gered, dis hoekom ons sê hulle is hier in die woestyn. Maar daar is twee, daar is die Rooi See gered, maar daar is ook die Jordaan.
En ek het vir u gesê dat ek wonder of 80% van die Christene vanaand nie hier in die middel is nie, en hulle bly daar baie tot die dood toe. Jy kan nie. Die Here se standaard is, word heilig. Dis die Here se wil, word heilig. Josua 5 vers 2, in die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Daar was iets gebeur, kom ons sê iets was afgesny gewees, iets was op sy gesit. En net so kom die Here ook vanaand en hy sê, as jy geesvervuld is, daar is dinge wat jy gaan prys. Ons het mos gelees, daar is dinge wat jy moet opgee. Daai bitterheid en woede en toorn en getwis en al daardie dinge. Jy gaan daardie dinge eenkant sit, die werke van die vlees en dit wat jy soek, gaan jy eenkant sit, maar jy gaan ook iets opneem. Ons het dit mos gesien. Jy gaan ook dinge moet opneem in jou lewe. Maar die Here gaan daardie standaard weer herstel. So, ek sê weer, wat is God se standaard vir jou vanaand? Word heilig. Word meer en meer soos Jesus, as 'n mens dit nou in plain Afrikaans wil sê. Meer en meer soos hy. Josua 1 vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Wat sê daai teksvers? As jy doen wat die Here sê, luister, jy gaan nooit, ek kan dit vanaand vir u sê, in baie liefde kan ek dit sê, jy kan probeer, maar jy gaan dit nie werk nie. As jy nie geesvervuld is nie, is daar baie dinge wat jy verkeerd gaan doen, in die oë van die Here. Jy gaan nie daai standaard kan handhaaf nie. En dis waar die probleem kom. So, God se standaard word herstel. Maar hier is nou die mooi ding van dit alles. Daar waar tyd voorheen gemors is op onnodige dinge, ek wil dit amper noem soos wat Paulus dit noem, op drek, is daar aandag en tyd gemors. Vir 'n geesvervulde persoon word daai standaard herstel, en nou is elke dag kosbaar vir jou. Hoekom? Want elke dag is daar iewers 'n tyd waar jy belê in die Here, waar jy belê in jou ewigheid, waar jy belê in jou verhouding met die Here. Al is jy besig met die werk, ek het jy vertel, 'n geesvervulde persoon gaan daar staan terwyl hulle besig is met werk. Dit gaan amper wees asof hulle daar op 'n ander planeet is, want hulle gedagtes is daar by die Here. En wanneer daar moeilike omstandighede kom, dan is dit half asof, ja, dit is hoe dit gebeur. Dis maar so, dis in die hande van die Here. Maar dit is nie net die standaard wat herstel word nie, ook 'n wonderlike gemeenskap met God. Josua 5 vers 10, terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand, in die aand, in die vlaktes van Jerigo. Die eerste ding wat daar, ek wil amper sê die eerste ete wat daar plaasvind, toe hulle voet aan wal sit hier in Kanaan, is wat? Die Pasga. Kom ons noem dit nou in ons taal. Hulle hou nagmaal. Hulle hou 'n nagmaal. Daai besondere gemeenskap met die Here. Vir hulle is dit so belangrik om daardie Pasga fees te hou, om daar saam met die Here te wees. Nou, interessant, hulle het dit toe al voorheen gehou, hulle het dit in Egipte gehou, want dit is waar dit ontstaan het, en hulle het dit ook daar by die berg Sinai, het hulle dit ook gehou. En nou, glad nie in die woestyn nie, en nou in Kanaan hou hulle weer die Pasga. Eksodus 12 vers 5 tot 7, julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of van die bokke kan julle dit neem, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand, en hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bootdrempel aan die huise waarin hulle dit eet. So wat gebeur toe hulle hier in Kanaan kom? 'n wonderlike gemeenskap met die Here. Hulle word herinner
aan die verlossing wat in Egipte plaasgevind het. Wat is 'n verlossing? Toe daardie verderwe daar verby die huise beweeg het en daar nie 'n dood in daardie huis gekom het nie. Nou vriende, net so praat dit vanaand vir jou van 'n wonderlike gemeenskap met die Here. Wat is 'n gemeenskap? Daardie gemeenskap van dit is vir my lekker om hier saam met die Here te wees. Dit is lekker om dinge saam met die Here te doen. Ek sien uit om saam met die Here te wees. Dit is daardie wonderlike gemeenskap wat daar is tussen jou en die Here. Ek meen dit is hoekom ons die nagmaal hou tot vandag toe. Wat kom doen ons met die nagmaal? Ons word herinner aan die kruisiging van Jesus. Wat hy vir jou gedoen het. So waarvan praat dit nog? Daai wonderlike gemeenskap. Onthou, dis nou 'n positiewe. As jy werklik geesvervuld is, gaan hierdie dinge van selfsprekend wees. Kom ek gee vir jou 'n paar voorbeelde van hoe 'n geesvervulde persoon is. Ek hoef daai persoon nie 2 keer te nooi na 'n kerkdiens toe nie. Hy of sy is daar. Gaan dink bietjie daaraan. Want dit is die huis van my Here. Ek gaan nie kla en ja, maar dit en dat nie. Ek praat nie van as 'n mens ietsie aan het of jy gaan bietjie weg vir die naweek of so. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van vir jou, jy hoef nie daai persoon 2 keer te nooi nie. Hulle is daar. Want vir hulle is dit lekker om in daardie gemeenskap met die Here te wees en 'n geesvervulde persoon. Daai persoon dra voortdurend iets in hulle hart. Weet jy wat is dit wat hulle dra in hulle hart? Ek is so bang ek mis iets. Ek is so bang ek mis iets van die Here. So meet ek jou eie lewe daaraan. Maar 'n geesvervulde persoon sal dit kry. 1 Johannes 1 vers 3 sê, wat ons gesien en ons gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dis daai gemeenskap wat ons het met mekaar, maar ook met die Here in ons lewe, 'n wonderlike gemeenskap. So ek het nou vir jou 'n voorbeeld genoem, ek hoef daai persoon nie 2 keer te nooi nie, hulle kom kerk toe, want hulle sien dit nie as, maar daai ene is nou daar, en is Kosie nog aan die gemeente, nee, dan kom ek nie meer nie. Nie 'n geesvervulde persoon dink nie eens aan daardie dinge nie. Hulle wou nie wat se koffie jy drink nie, hulle gee nie om of die stoele hard is nie, niks van dit nie. Hulle sien net, dankie tog, iemand nooi my na die huis van God. En julle weet, altyd as ek dink aan hierdie, dan sien ek daai ou prentjie, ek weet nie wie van julle dit ook gesien het, en dit is werklik so, daar iewers in China, waar hulle op hy's net so breed, so houtbankie wat hulle daar sit, en die water is omtrent so diep, sit hulle daar in die water, en 'n ou kerkie wat hulle daar by mekaar kom, en julle weet, daar word hulle vervolg, die Christene, maar hulle sit in daardie water, op daardie harde ou houtplankie, en hulle sit daar, en hulle kan nie eens hard sing nie, hulle moet net so saggies, daar is nie dromme of niks nie, want hulle mag nie kerk hou nie, maar hulle is daar. Dis die geesvervulde persoon, wat daar is, en dit is vir so iemand lekker, om Bybel te lees. Dis vir hulle lekker, want die Here praat met hulle, omdat die Heilige Gees so werkend is in hulle lewe. Julle onthou daai glas water. Daai water staan nie stil nie, hy roer die heeltyd. So daar's 'n beroering hier in jou. Dis lekker as jy die Bybel oopmaak en jy fokus daar, dan sien jy hoe die Here met jou praat. Dis 'n geesvervulde persoon. Dis lekker vir hulle om te bid, want hulle is onmiddellik in daardie nabye kontak met die Here, omdat die Heilige Gees in hulle werk. So kan julle sien hoe anders is 'n geesvervulde kind van God. Dawid was ook daar. Psalm 122 vers 1, 'n bedevaarslied van Dawid. Ek was bly toe hulle my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Nee dit, punt. Nie van, jong nou, ek wil eers hoor daar by julle kerk, wat se musiek het julle daar, wat, nee. Net, ek was bly toe hulle my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Daai persoon is net gefokus op Christus, net gefokus op die Here. En daar is daai wonderlike gemeenskap met jou. So as jy daai wonderlike gemeenskap met die Here wil hê, as jy dan jou
in jou binnekamer wil ingaan en jy wil ervaar hoe die Here met jou praat en jy wil daai nabye kontak hê. Jy wil nie meer voel jy bid net teen die dak vas nie, jy wil daai nabye kontak hê. Word met die Gees van God vervul, want hy gaan werk hier in jou dat jy dit ervaar. So as jy dit vanaand het nie, dan weet jy wat mis jy, né? Kom ons beweeg na ons volgende gedagte toe. Die eet van vaste spys. Nou, spys is kos, né? So van vaste kos. Joshua 5 vers 11 en hulle het die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet, ongesuurde brode en gebraaide koring daardie selfde dag. Wat eet hulle? Nou ja, baie sal dalk hulle neus optrek vanaand. Wat? Brood en koring. Maar onthou nou, hulle het vir 40 jaar lank net manna en kwartels gesien. Dis al. En hier kom die Here en hy gee vir hulle nou brood. En koring, gebraaide koring. Ek hou baie van gebraaide koring, dit is lekker. Waarvoor Dirk, hy kan lekker koring maak. Dit is wonderlik, is lekker as jy nou moeg is vir pap en rys en gaan maak bietjie koring. Dis baie lekker. Gaan kook hom. Baie lekker. Tot John sal dit dalk eet. Goed, so gebraaide koring. Ek kan onthou op die plaas dat as my pa gestroop het ek olie gevat, dan braai ek uit koring, dan gaan proe bietjie op dit. Dis baie lekker. Daar eet hulle dit. So waarvan spreek dit? Hulle is nou nie meer by daai sagte kossies nie. En julle onthou ek het in die week gesê dat daardie woestyn lewe, daai Christen wat hier in die woestyn lewe, wat soek hulle? Hulle soek titi bottel die hele tyd. En jy moet hulle ou doekies ruil, hulle is soos babetjies. Maar hier is nou volwassenheid. Hier is nou nie meer melkies nie. Hier is nou, kom ons sê nou maar in ons boeretaal, kyk hier is nou lekker pap en vleis. Hier is nou daai vaste kos wat hulle kry. Nie meer babas in die geloof nie. Eksodus 16 vers 35 en die kinders van Israel het die manna 40 jaar lank geëet, totdat hulle in 'n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van die land Kanaan gekom het. Jy kry nie 'n babetjie Christen in Kanaan nie. Julle weet wat ek daarmee bedoel. Ek praat oor geestelik, as jy in Kanaan inbeweeg, kan jy nie 'n babetjie wees nie. Dis daai persone wat so oorgegee is en hulle groei so onmiddellik. Luister, dis vir jou moontlik as jy daar in hierdie volheidslewe, as jy vervul is met die Gees van God, is dit vir jou moontlik om binne enkele dae die Bybel baie beter te verstaan as voorheen. Binne dae gaan jy daar begin bid, gebede wat nog nooit iemand gebid het nie. Wonderlike gebede. Weet mense daar buite en ekskuus ek bedoel dit nou nie negatief nie, vanaand se boodskap is positief, maar ek wil dit nou mense daar buite, kerke daar buite soek hierdie ervaring, jy weet deur doop of hulle soek dit deur spreek in taal en spreek lewe en spreek hierdie en spreek daardie en spreek oralste. Maar laat ek vir julle vanaand sê, die antwoord lê in geesvervulling. En wat is daai geesvervulling? Ons het gisterand gehoor, 'n algehele oorgawe aan die Here. 'n algehele oorgawe aan die Here. So, hier kry jy nou daardie vaste kos. Dis hier waar jy nou nie net meer Psalm 23 lees en jy lees hom môre aand weer en jy lees hom oormôre weer nie. Dis hier waar jy selfs die boek Levitikus vat of Numeri en die Here praat met jou en jy sien hoe daai dooie letters vir jou lewend word hier in jou. Want jy die Heilige Gees wat werk hier in jou lewe. Hebreërs 5 vers 14, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Nou daai volwassenes, moet die kinders nou nie dink dis nou net vir groot mense nie. Nee, dit praat van daai mense wat in Kanaan inbeweeg het. Daai mense wat geesvervuld is, kan 'n kind ook geesvervuld word? Ja. Kylie, Mia, julle is nou jongste hier, so ek gebruik julle as 'n voorbeeld. Julle kan ook deur die Gees van God vervul word. Dit is daai vaste kos. Dit is iemand wat waarlik leef net ter verheerliking van God. Dis daai gemeenskap wat hulle het met die Here. Hulle lewe net vir die Here. 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Dis daardie persoon, wat alles wat hulle doen, doen hulle tot verheerliking van God.
En dit laat my ook in die wonderlike voetspore van Jesus volg. Onthou, 'n geesvervulde persoon het een doel. Ek wil heilig en heilig en heilig word. Wil meer en weer meer word soos Jesus. En dit is wat 1 Johannes 2 vers 6 ook vir ons sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. En natuurlik bou dit jouself geestelik ook op, hierdie vaste kos, dit bou jou op. Ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 23, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie, alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. So dit is daardie persone wat werklik kan onderskei en wat geestelik groei. En dit gee ook vir jou 'n goeie getuienis. Ons lees in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. So dit gee vir jou daardie merkwaardige getuienis en voorbeeld wat jy vir ander mense kan uitlewe ook. Want dit is tog wat die Here van ons verwag. Maar die laaste wat ek vanaand wil noem, is die teenwoordigheid van die Here. Luister, die Here is alomteenwoordig. Maar ek noem dit nou sommer in plain Afrikaans, nog in my bediening praat ek dit nog altyd en ek sê, die Here is dubbel teenwoordig. Daar by iemand wie se oë op hom is, wie hom dien. En in besonder iemand wat gees vervuld is. Die Here is daar meer teenwoordig. Hoekom is dit so dat daar was miljoene mense in die Bybelse tyd, maar ons lees net van enkele name? Hoekom? Want dis daardie persone wat die besondere teenwoordigheid van God in hulle lewe gehad het. Joshua 5 vers 15 sê die leerowerste van die Here vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Joshua het so gedoen. Van hierdie dag af was die Here met hulle gewees. En weet julle wat is so mooi? Ja, julle ken die verhaal van die konings en almal, daar was baie keer waar hulle weer die Here, waar hulle die rug op die Here gedraai het, en ons ken al daardie negatiewe dinge van die volk, maar die Here hou nog tot vandag toe nog sy belofte. Die volk Israel is nog steeds daar. Hulle bestaan nog steeds, want die Here het gesê, ek is met julle. Van daardie dag af dat hulle daar in hierdie land Kanaan inbeweeg het, op die plek waar God hulle soek, is die Here met hulle. En so is die Here ook vanaand met jou. En hy wil met jou wees. Die Here is alomteenwoordig, ek sê weer, maar hy is in besonder teenwoordig daar by geesvervulde persone. Handelinge 7 vers 32 en vers 33 sê, ek is die God van jou vaders, die God van Abraham, en die God van Isak, en die God van Jakob. En Moses het begin bewe en nie gewaag om dit te bekyk nie. Toe sê die Here vir hom, trek die skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Hier kom iemand ook in daardie besondere teenwoordigheid van God, Moses. En net so kan jy ook vanaand daardie besondere teenwoordigheid van die Here ervaar. En ek kan vanaand vir julle net in 'n neutedop sê, wat behels daardie wonderlike teenwoordigheid van die Here? Dit is asof jy daar in 'n, ek wil amper sê, in 'n oorpak is, as ek dit so kan verduidelik, in baie platvloerse Afrikaans. Jy's hier in 'n ding ingeklim. Julle het al van daai films gesien waar hierdie mense kyk, daar's hierdie groot robot en hy's so sterk en jy weet hy maak almal dood en so aan, maar daar binnekant staan daar so 'n klein mannetjie en hy trek hierdie goedjies. En dit is hoe dit is, daai besondere teenwoordigheid van die Here in jou lewe. Jy gaan sommer ervaar wanneer daar moeilike omstandighede kom, gaan dit vir jou voel, maar ek kan dit aanpak. Nie omdat jy oulik is nie, want jy bly stof, jy bly mens, maar hoekom is jy lus om daardie dinge aan te pak? Want jy weet God is met jou. Hy gee jou krag. Gaan kyk maar, dit is daardie Christene wat ook nie baie kla oor dinge nie. En julle onthou, een van die vrug van die vlees is klaar. Daai mense wat in die woestyn is, hulle kla. Ek het nog gesê, daai Marie is daai mompel klaar, nê?
Nou, jy gaan nie mompel kla as jy gees vervuld is nie. Jy gaan nie murmureer nie. Hoekom nie? Want jy gaan kans sien vir dit alles. As hy dominee sê, luister, kom, ons gaan 'n plek soek en ons gaan begin bou, dan is jy die eerste een wat sê, dominee, ek het nog nooit gebou in my lewe nie, maar hier's 'n steen, hier's sement en hier's 'n troffel, waar kan ek help? Nie verskonings nie. Dis daai ene wat kans sien vir dinge in hulle lewe. Hulle sien kans vir dit, want hulle weet die Here is met hulle. Maar ek wil net in slotte wil ek noem, daar's 'n paar dinge om te onthou hier in hierdie volheidslewe in Kanaan. En ek wil tog daarmee afsluit, want dit is belangrik dat jy dit ook onthou, terwyl ons praat van die besondere gemeenskap met die Here en die teenwoordigheid van die Here en al daardie, wat is daar wat jy moet onthou? Jy moet onthou, nommer 1, soms is dit nie noodwendig net die duiwel nie, soms is dit toetse van die Here. Vir die volk Israel in Kanaan, het daar ook toetse gekom. Julle weet onder andere wat het daar by 'n dorpie gebeur, 'n klein ou dorpie. Hulle het kans gesien, want sien hulle het half God op sy geskuif en hulle sien kans vir hierdie klein ou dorpie. En wat gebeur daartoe? Hulle kry 'n neerlaag en hulle gaan sit daar en hulle sê, ai, as ons maar net het. En dit is ook die dorpie se naam so toevallig. Ai. Daarby ai, kry hulle pak sla. Daar was neerlaag. Maar onthou net, dit is toetse van die Here. God wil hê, jy moet 'n lang afstand atleet word. Ek het gister gehoor van 'n oom wat al 50 keer aan die Comrades gehad het. Is dit 50 keer, ja. 50 keer. Dis merkwaardig. 50 keer. Nou dis wat die Here van ons soek. Die Here soek hy lang afstand atleet. Hy wil nie, jy moet net gou 100 meter hardloop en dan gaan sit jy op die paviljoen en sê jy slaan nie. Jy moet lang afstand gaan hardloop. En om dit reg te kry, weet julle, daar's baie oefening, daar's baie dinge. So die Here gaan vir jou toetse gee oor jou pad. So onthou dit, nommer 1, in die land Kanaan gaan daar toetse oor jou pad kom. Die Here gaan dit oor jou pad bring. Nommer 2, mense in Kanaan doen ook nog sonde. Jy is nie nou volmaak nie. En hoekom noem ek dit? Want sien jou duiwel, jy gaan dalk hier by die deur uitkom, en jy gaan jou toon stamp daar, en jy gaan vloek, en jy gaan iemand sleg sê, en wat ook al, en nou kom die duiwel onmiddellik, wat, jy is nie daar in die land Kanaan nie, nee, wat, jy is nie geesvervuld nie, nee, jy kan steeds geesvervuld wees, en in daai oomblik sê, Here, ek is so jammer dat ek nou dit gedoen het, en dan herstel die Here jou weer daar, want onthou dit gaan oor bewustelike sonde, wat jy nie bely nie. Maar as daar 'n val in jou lewe kom en jy gaan onmiddellik en sê Here, ek is jammer en jy gaan opreg en jy bedoel dit, dan herstel die Here jou. So onthou, in daardie geesvervulde kinders van God, is dit ook moontlik dat jy nog steeds sonde doen. 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons, en dit is mooi dat Johannes homself daarby insluit, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Dis die tweede. Die derde, jy is nog steeds net 'n mens, hoor. Wat bedoel ek daarby? Jy is nie nou 'n superwese nie. Kyk, ek het al party van hierdie mense gesien wat vir die show, jy weet, dan lyk dit amper asof hulle wil begin vlieg en hulle kom wel nou sommer begin toer en jy weet al daai dinge. Nee, jy is nog steeds net 'n mens. Jy is nog steeds net 'n mens. Daar's niks besonders aan jou nie. Dit is wat in jou is, wat besonders is. Die wonderlike werking van die Gees van God. En ja, natuurlik gaan hy jou gebruik en die Here kan jou selfs gebruik om bonatuurlike dinge te doen. Dit is so. Die Here kan jou wonderlik gebruik. Kan ek vir julle 'n verhaal vertel van hoe die Here iemand bonatuurlik gebruik het? Ek onthou die verhaal van 'n dominee waar daar 'n ma omskakel, deur die tyd nog voor selfone, skakel daar die ma, en hulle bly ver uit die dorp uit, en hierdie ou kindjie is besig om dood te gaan, en daardie ma besluit, sy bel die dominee, die predikant, en sy sê oor die foon, dominee, daar is nie tyd om na jou toe te ry, of dat jy hierna toe ry nie, bid vir my kind, maar my vertroue is in die Here. En weet julle wat, hierdie man was 'n geesvervulde man, en hy sê, mevrou, hou die foon daar teen sy oor, 'n klein ou kindjie, en hierdie dominee bid, en net daar, draai die Here
kind se lewe om en die Here bewerk net daar 'n genesing. Die Here het 'n bonatuurlike ding deur daai dominee gedoen. Dis nie hy nie. Die Here het hom net gebruik. En so kan die Here jou ook gebruik. So onthou jy is net 'n mens. En dan die belangrikste van alles is, jy kan nie verlore gaan nie. As jy gered is, waarlik gered is, kan jy nie verlore gaan nie. Johannes 10 vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Ek wil afsluit vanaand, en ek wil vir jou sê vanaand, die Here is met jou. As jy geesvervuld is, as jy vanaand hier sit en sê, maar ek het daardie vervulling met die Heilige Gees van God, jy het vanaand gehoor die positiewe dinge wat jy in jou lewe kry, daai wonderlike gemeenskap in die Here en alles, maar ek wil afsluit met hierdie vers 14, en hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here, en ek het nou gekom. En die Here, deur sy Heilige Gees, want wie sy Heilige Gees is dit? Jesus. Nee? So, sy Heilige Gees kan vanaand in sy volheid in jou lewe wees. So as jy anders wil wees, want jy is veronderstel om anders te wees, en anders te word heilig, word anders. As jy vanaand dit wil hê, dan wil ek jou weer eens uitnooi, word vervul met die Gees van God. Word vervul met die Gees van God. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie ook dan vir hierdie boodskap vanaand. En ja, Here, ons besef maar net weer, ons kan net nader en nader en nader aan U lewe. Maar al hoe dit moontlik is, om in daardie volheid te lewe, om in oorwinning oor sonde en oor die bose, in 'n oorwinnende lewe te leef, is net moontlik deur die besondere werking van U Heilige Gees. En daarom kom bid ek vanaand weer eens. Here, daar is iemand wat vanaand hier sit, wat sê, Here, ek is nog nie vervul met U Gees nie. Ek kom bid vir daardie persoon. Ek kom bid dat U hulle die wonderlike leiding sal gee, dat hulle sal weet wat hulle moet doen, en dat hulle meer en meer heilig sal word. Kom seën ons asseblief verder, ook elkeen wat hier was, om die tyd uitgekoop het om hier te wees. Here, ek kom bid 'n wonderlike seën op elkeen, en mag U verheerlik word deur dit alles. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ek wil U uitnooi om vanaand by daardie deure uit te stap, anders as wat jy hier ingestap het. Word heilig. Hou op met die verskonings van, ja, maar, jy weet, ek probeer dit nie, moenie jy probeer nie, soek die Gees van God in jou lewe. En hy sal jou daardeur help. Kom ons staan, dan sluit ons hierdie reeks af met die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom prys hom, halleluja. Loof hom prys hom, halleluja. Loof hom prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons Christen, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuil en hy is ons wapen, hy die vyand is verstaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom prys hom, halleluja. Loof hom prys hom, halleluja. Loof hom prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Op beelde wat ons hof en die verwante op de boer, as die syne staan op jou my enkel, as
God se woord, om leef en lewe in van sy woord wil hy ons sien, van sy woord sal lewe staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal lewe staan. Sy woord sal lewe staan. Sy woord sal lewe staan. Nou ja, wel te ruste en lekker slaap, gaan soek die gees van God in jou lewe. Beweeg daar uit Egipte uit, tot daar diep in Kanaan. En ek gaan uitkyk vir julle, gaan kyk in hierdie paar dae, paar weke, paar maande, wil ek sien, daar die wonderlike verandering in jou lewe. Dis my gebed. Kom ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met elkeen van u. Amen.